Hierdie is 'n uiters belangrike studie, my liewe vriendin. Inteendeel, jou en my ewige bestemming hang af van die korrekte identifisering van hierdie korrupte vrou, hierdie korrupte kerksysteem. Want die Bybel sê die hele wêreld gaan agter haar aanloop. Nou ons het reeds aan die karaktertrekke van hierdie dier gekyk, vanaand wil ons konkrete bewyse hê. Ons wil logies duidelik perspektief hê, ons wil feite hê. Nou in die eerste plek is dit duidelik dat dit 'n godsdienstige sisteem verteenwoordig. Al is dit ook 'n valse een. En in die tweede plek word daar gesê, sy word ondersteun deur 'n draak met 7 koppe en 10 horings. En dan staan daar ook wat die 7 koppe beteken. Kom ons luister. Die 7 koppe is 7 berge waarop die vrou sit. 7 berge waarop die vrou sit. Nou watter stad hier op aarde is op 7 koppe, 7 heuwels gebou? Natuurlik die ou Romeinse ryk het sy sentrum Rome gaan vestig daar, en dit word gedokumenteer within the city of Rome called the City on 7 Hills. In die encyclopedie, bladsy 529. En dan word ook die name van die 7 heuwels word genoem. Nou watter kerk het ondersteuning ontvang van hierdie heidense Romeinse ryk? Natuurlik net een. En dit is die Romeinse Katholieke Kerk. Met die paus as hoof en eintlik die direkte opvolger van die keisers geword.